week 20 tot 27 April aan sy se eervolle vermelding prosastuk Spore van Genade uit die pen van Jolandi Claessens. My pa het nog altyd gesê sy grootste vrees in die lewe is om 'n kind raak te ry. Toe hy 'n paar Saterdae gelede na werk by die huis kom, kon ek sien dat iets fout is. Hy vertel toe wat gebeur het en daarom deel ek graag hierdie storie, aangesien dit vir my 'n absolute wonderwerk is wat daardie middag gebeur het. My pa is 'n treindrywer en het die betrokke Saterdag een van daardie spoggerige passasierstreine beman. Hulle het skaars uit Oudtshoorn vertrek, toe sy assistent sy skoene uitskop en regmaak vir die voorspelbare rit Mosselbaai toe. Dis 'n pad wat hulle albei goed ken, maar hierdie Saterdag sou anders wees. Iewers op pad sien hulle iets op die treinspoor lê, in die pad van die aankomende trein. Eers het hulle vermoed dat dit 'n skilpad is, aangesien skilpaaie gereeld oor die spore klim, vassit en dan nie weer kan uitkom nie. My pa het sy hand op die rem geplaas om geleidelik spoed te verminder. Maar hy vertel dat hy 'n duidelike stem kon hoor wat vir hom gesê het om harder te ren, as wat hy normaalweg veral met 'n passasierstrein sou gedoen het. En watter wonderlike ingryping was dit nie? Want net nadat my pa op hierdie gedagte gereageer en dit gedoen het, het hy tot die besef gekom dat daar 'n kind op die spoor is. Hy het die trein se toeter geblaas om die kind te waarsku, maar geen reaksie gekry nie. Toe eers het hy besef dat dit maar 'n baba is, wat met groot, wild verskrikte oogies, vreesbevange aan die spoor vasklou. My pa het dadelik die noodrem aangeslaan en hard gebeur aan die remme, terwyl hy hard begin bid het, dat hy die trein betyds gestop sal kry, voor hulle die kleintjie bereik. Hy het geweet dat daar slegs 'n 50% kans bestaan om betyds te kan stop. Sy assistent het ook besef hoe naskraap dit gaan wees, en sonder om 2 keer te dink, het hy met kaalvoete en al by die bewegende trein uitgespring en die seentjie met letterlik millimeters net betyds voor die trein weggepluk. Hy het nie vir 'n oomblik daaraan gedink dat hy sy eie lewe in gevaar stel en self deur die trein getref kan word, sou hy struikel en val nie. Al waaraan hy kon dink, was om die kleintjie van die spoor af te kry. Hy vertel al wat hy gevra het voor hy uitgespring het, was dat die Here hom net sal help om nie mis te vat nie. Toe my pa uiteindelik die trein tot stilstand kry, het hy met skok besef dat die arme kindjie nog nie eens kon loop nie, en ook dat die kind se ouers boonop nêrens in sig was nie. Die omliggende huise was te ver weg vir so 'n klein kindjie om net weg te kon dwaal. Hy het dadelik die polisie gebel, terwyl sy assistent die ouetjie probeer kalmeer het. Eers toe die polisie daar opdaag, het die pa uit die bloute sy verskyning gemaak, op soek na sy kind. Ek kon nie help om verlig te voel, toe ek hoor dat die polisie die kind in hul sorg geneem het, en die pa vir nalatigheid gearresteer het nie. Ek deel hierdie storie in groot nederigheid, want ek dink nie dat my pa en sy assistent noodwendig helde in die wêreld se oë is nie, hoewel hulle beslis in myne is. Maar ek glo, die Here se hand was daadwerklik in alles wat hulle daardie dag gedoen het. Ek glo dit was die Here wat daardie dag met my pa gepraat het, om die remme stywer aan te draai, en sy assistent die moed gegee het,
om uit die steeds bewegende trein te spring en die kind te red. Ek glo ook dat die Here 'n groot plan het vir daardie kind se lewe. My gebed is dat hy iewers geplaas sal word waar hy die liefde en versorging sal kry wat hy verdien, om dit waarvoor hy geroep is te kan verwesenlik. Voorgeles en saamgestel deur Christa Diedericks.